Ons is op die lug. Of althans, ek is op die lug. Welkom julle. Dit is ons heel eerste, of althans my heel eerste live podcast. Ek hoop julle kan my hoor. Dit is die live podcast werk so 'n bietjie anderster as die een wat ek opneem voor die tyd. Want hierdie ene, ek kan nie regtig my level sien nie. So ek kan nie regtig sien, maar ek het dit getoets. So ons behoort alright te wees. Ja, het is live. Ons het 'n uur en 16 minute oor. So ek gaan net rekord, of ons gaan net live wees vir 'n uur. Want as ek langer type as dit, of langer live is as dit, dan gaan ek nie die file kan upload nie, want ons het net 'n uur oor. So, uur en 16 minute. So ek gaan net so 'n uur doen, en dan kyk ons hoe werk dit. As dit nie lekker is nie, dan doen ons dit weer nie. As ons kyk maar hoe gaan dit. Nie dat daar enigstens een van julle is wat luister sover nie, maar ons kyk maar dalk kom daar van julle op en dan kan julle 'n bietjie met my chat. Dit was seker 'n bietjie kort kennisgewing. Ek het gister eers besluit ek gaan dit doen. En want ons het nog nie weer 'n podcast gehad hierdie week sover nie. So ek het gedink ons doen dit sommer dan nou, dan is dit klaar vir die week. Dan kan ons kyk wie om volgende week. Wel, nie volgende weekie want my ure is nou op. Maar ja, ek het dalk 'n sponsor gekry. PH Precision gaan my dalk miskien sponsor. Ons kyk maar bietjie. Ja, soos ek sê, ek is vanaand alleen want Herman is besig om te werk. Hy en Pieter is besig om silencers te maak. So ek is op my lonesome. So ek drink maar 'n glasie wyn. Ek weet nie van die van julle wat op my Instagram is hier. Daar's nie so baie nie, maar van julle is daar. Ek het vandag gaan shopping doen. Ek probeer nou net soos een keer 'n week te gaan, want hierdie wat ek mens elke tweede dag moet winkel toe gaan, want ek het nou iets gemis of wat ook al, ek hou nie daarvan nie. Ek wil soos net hard om winkels toe te gaan. As ek eers daar is dit alright, maar net die hele mission om te gaan, soos nou moet ek soos ordentlik aantrek, ek moet 'n masker aansit, ek moet make-up. Ek gaan partykeer sommer met hare wat nie so great lyk nie sonder make-up op dorp toe. Wie ken my? Niemand nie. So en met die masker herken niemand jou anyway nie. So en moet net nie oogkontak maak met enigiemand nie, dan kan niemand jou herken nie. Behalwe okay, voor ek by die storie uitkom van wat ook al ek wou gesê het, is my brein. Ek gaan stop in Checkers se parking lot. Maar ek sit eers 'n bietjie, vat so 'n slukkie water, want vir een van die rede raak ek verskriklik dors as ek gaan shopping doen. Ek weet nie hoekom nie. Ek sal die hele dag niks water drink nie, maar as ek voor hy winkel geloop stop het, dan is ek super dors. Dan is my mond droog. Anyway, ek gaan stop daar en ek sit en ek vat 'n slukkie water en ek maak seker die sleutels is weggebêre. Herman is paranoid, so ek bære maar my sleutels binne in die konsol. Maar ek sien hier staan 2 mense buite en hulle gesels. Nogals in Engels, wat vir my nogal snaaks was, want dit lyk nie so, dit is soos Engelse mense gelyk. Ek het net so vinnig half gekyk, net so met die een oog geloer. En ek klim uit en hier kom die tannie na my toe aangestap. Eerstens, haar masker sit op haar ken. En haar tande. Ai mense, haar tande. Ek weet nie of sy net nog nooit in haar lewe by 'n tandarts was nie, en of haar tandarts dalk nie die regte kwalifikasies het nie, maar freaking hell. Dan moet sy eintlik maar net 'n masker dra, dat mense haar tande hoef raak te sien nie. Maar nou, sy kom met daai van, mevrou, kan ek jou gou ietsie vra? Dan is ek mos klaar moeilik. Moenie vir my mevrou nie, jy ken my nie. Maar ja, ek weet ook nie wat se anders jy vir my moet sê nie. Mevrou, daar vriend al hulle mevrou vir jou. Maar ja, ek is sommer opslag kwaad. Kwaad is nie die woord, as jy my ken en jy weet hoe ek praat, dan sal jy weet opslag en die woord wat daarop volg. Dis nie kwaad nie. My ma en my pa weet ook, ek is nie skaam nie. Nou kom die vrou na my toe aangestap.
kan ek jy 'n vraagie vra? Ek soos ja. Maar nou probeer ek nie te onbeskof wees nie. Maar ek kan mos nie, gelukkig het ek my masker op, so sy kan nie regtig sien hoe ek eintlik voel oor hierdie gesprek nie. En sy sê maar, sy verkoop nou hierdie goedjies. Toe sê ek soos, weet jy, dis nou als goed en wel, maar ek het 'n jaar laas werk gehad, so ai mevrou, sien dit is hoekom ek hierdie goedjies doen. Ek soos ja, ek gaan shop nou met my boyfriend se bankkaart, maar sterkte vir jou. Okay, ek het nie vir haar dit gesê nie, maar dit is in my kop aangaan. Want ek verstaan dit, dis fyn, nê? Maar toe ek klaar geshop het, toe ek na my kar toe loop, ek laai al die groceries in, ek vat my trolley terug, soos 'n goeie landsburger. As jy nie jou trolley terugvat nie, is jy 'n drol. Daai mense wat hulle trolley so tussen die karre los, jy's 'n drol. Anyway, ek kom terug met my kar, klaar als ingelaai. Ek sien hier's dieselfde tannie weer. Nog steeds met dieselfde tande, nog steeds met die masker op die ken. Sy kom flip weer na my toe aangestap. Mevrou, kan ek jou ietsie vra? Ek soos jy het my 20 minute terug dieselfde vraag gevra. O, ekskuus. Ja, ek weet nie of sy ly aan 'n aggressiewe vorm van Alzheimer's en of sy tik gebruik of ietsie. I don't know. Maar haar brein is nie all there nie. Ek moes dalk vir haar die bysie tandepasta gegee het wat ek vir myself gekoop het. Maar dis bietjie duur, ek kan nie vir haar dit gee nie. Ek sal volgende keer met 'n bysie Aquafresh in my handsak rondloop. As ek haar weer sien, gaan ek vir haar sê, ek het nie geld nie, maar ek kan vir jou dit gee. Yes, ek's 'n teef. Oh well. Okay, maar dit was my, wat het ek vir julle gesê het oor Checkers? Ek kan regtig nie onthou nie. My brein, ek maak nogals ewe notas, nê. Ek het gepraat oor Herman en Pieter, hulle is besig om silencers te werk. En ek gaan die webwerf vir hulle doen. Ek kan nie onthou nie. Maar ja, so dit was my Checkers ervaring vandag. Maar ja, verder, wat ek doen verder. Herman verjaar Sondag. Dis nie lekker tyd om te verjaar op 'n Sondag nie. Soos wat doen jy op 'n Sondag? Maar ek dink ons albei is al op daai, want ek het nou reg verjaar en ek dink ons albei is op daai stadium van ons wil eers mense oornooi om toe kom koek eet hê. Dis net soos dis my koek. Ek gaan dit alleen opeet. Jy kan my help as jy wil, maar dis my koek. Ek gaan dit eet. Ek gaan niemand anders nooi nie. So deal with it. Want hy sê maar wil ek die mense nooi vir koek en tee. Hy sê maar het ek 'n koek gebak? Ek soos ek 'n koek gebak as jy laf, ek verjaar, ek doen niks. En ek het letterlik niks gedoen daai dag. Ek dink ek het eers skool goed gewas nie. Ek het ook nie die bed opgemaak nie. Ek kan nie onthou of ek actually klere aangetrek het nie. Ek dink ek het. Ek kan nie, ja, ek het. Want hy het my hy het my uitgevat vir die aand. Ons het 'n bietjie gaan uit eet. En het vir my 'n baie mooi plant gekoop. Dit is 'n rubberplant. Dit lyk amper soos daai fiddle leaf fig bome wat so highly fashionable is in die moderne huise. En dit raak basically nogals groot, sê hulle. Hulle sê jy moet dit definitief nie buite die tuin plant nie, want daarin se wortelstelsel vat jou hele tuin oor en dit maak alles dood. So ek gaan dit maar in die huis hou, in die pot. Hy staan langs my peace lily voor dieselfde venster. Dis al 'n week later, hy lewe nog, so dis goeie nuus. Hulle sê jy moet hom ook eerder te min water gee as te veel. So sy blare het gister vir my so effens verlep gelyk. So ek het vir hom so 'n klein bietjie water gegee en nou lyk dit weer fyn. Want hulle sê as jy vir hom te veel water gee, dan begin sy blare so bruin raak. So ek soek eerder verlepte blare voor ek bruin blare soek. Ek weet nie of julle kan hoor die GT buite loop verskriklik oor. Dit reën so lekker, so lekker. Maar dit is nie koud hier. Ek was vanmiddag 'n bietjie op die bank gelê en nap en ek kan nie op die bank slaap nie. Ek moet 'n kombers bo my hê. Selfs as dit somer, dan moet net iets op my voete of op my bene wees. Anders dan raak ek so koud. Ek weet nie.
Maar ek sê vir Herman, hy dink ek joke, maar ek dink nie dis 'n grapie, of ek dink dis feite, verstaan, ek dink nie my bloedsomloop bestaan nie, ek dink ek het 'n bloedsomloop nie, maar hy sê mos hy dink ek's besig om 'n vampire te verander, want ek hou nie van die son nie, almal wat my ken weet dit, ja, dit is hoekom ek so wit is, en ja, dit is hoekom ek minder plooie het ook as jy, want ek lê nie heeldag in die son en ek smeer my gesig room, en ek slaap nie met my make-up aan nie, so ja, ek brag, want ek kan. O, hier is die kat breek goed af hierso. Anyway, had ek myself weer in reg geval. Hoekom doen ek dit? Anyway, ek was besig om te vertel van Herman verjaar. So, ons altyd op daai stadium, ons nou, dis nou nie meer, jy weet as jy jonk is, dan jy kan nie wag vir jou verjaarsdag nie, want jy gaan nou persente kry, en ja, en ek is mal oor persente, soos, jy kan vir my elke dag 'n persent gee, ek skimp nie, dit is maar net hoe ek is, verstaan, ek hou daarvan, veral as ek vir jou iets gedoen het, of jy wys jy waardeer my, gee vir my 'n persentjie, dit hoef nie dit kan soos 'n chocolate wees, of 'n voucher, of 'n, ek weet nie, ek klink nou soos moerse koop vir my shit, maar dit is maar net, ja, dis great as mense vir jou sê dankie, maar ek is 'n material bitch, koop vir my goed, okay? Soos ek wil badsout hê en ek wil room en parfuum en en shit hê. Maar dis okay. Ek het werk gekry, soort van. Ek weet nie of ek julle al gesê het nie. Nee, ek het nie. Ja, ek het nog nie eintlik vir enigiemand gesê nie. Ek het nou reg vir Marlene gesê, ek sê nog nie regtig vir enigiemand nie. Maar nou sê ek dit maar vir almal, want dis vreemd. Ek het apparently aansoek gedoen vir hierdie pos, maar so lank terug, ek kan dit nie eers meer onthou nie. Die ou bel my op my verjaarsdag, 3 minute voor 7 in die oggend. Lei my foon. Daar is nie, Truecaller kan nie eers vir my sê wie dit is nie. So, gewoonlik antwoord ek nie sulke oproepe nie, maar iets het my gesê antwoord die foon en ek antwoord dit toe. En toe sit hierdie Engelse dude en hy praat verskriklik vinnig en onduidelik en ek hoor dit soos elke derde woord wat hy sê. Maar wat hy basically vir my sê is, hy het vir my werk, stel ek belang. Ek soos, ja, obviously. Hy het vir my gesê waar hy my CV gekry het, maar ek kon nie dit uitgemaak het nie. Anyway, toe gaan ons ontmoet mekaar, soos dit was 'n halfe informele onderhoud, tipe ding by die golfklub. En maar ek dink hy het so half klaar besluit hy gaan my aanstel nog voor hy my gesien het. Want dit was toe basically net van, o nee, maar wat het jy hier gedoen en kan jy met Excel werk en sulke goed. So ek soos, ja, dit al staan op my CV en hy sê net soos, ja, okay, maar ons gaan vir jou 'n laptop moet kry en hy gaan my 'n kontrak vir my aanstuur. Hy's net hierdie week op die kantoor nie, maar bla bla bla. So ja, ek sit te wag vir my kontrak. So tegnies het ek nog nie werkie want ek het nog nie 'n kontrak geteken nie, maar ja, hy het darm al vir my gevra wat is my ID en my volle name, alhoewel dit staan als op my CV. Maar hy het dit seker nie by hom gehad nie. Ons sê vir onsself dit. Kyk hoe refer ek na myself toe as ons. Dit is my pronoun, okay? My pronoun is ons en julle. Okay, ek gaan nie eers oor daai goed begin praat nie. Mentally unstable mense weet nie wat pronouns is nie, okay? Dit is my opinie. Jy kan daarmee verskil, maar jy gaan my nie oorreed vir iets anders nie. Okay, maar ja, die koek. Herman verjaar Sondag. Toe vra ek vir hom maar of hy 'n koek wil hê vir sy verjaarsdag. Ja, sê hy, ons gaan koop sommer eene. Ek sê, okay, hierso is nie 'n Manuela's op Katoen nie. En dit is die enigste plek waar mense verjaarsdagkoek kan koop en ek ken vir Manuela's, hulle is in Vredendal. En hulle maak die lekkerste koeke. So as jy ooit in Vredendal is, gaan na Manuela's toe, drink 'n stout koffie. Hulle weet wat 'n stout koffie is. Dit is hulle benaming vir dit. En eet 'n stuk wortelkoek of basically enige koek, maar die wortelkoek is soos my ultimate favorite.
Jy sien my julle almal sak, nê? Slaap julle al? Soos niemand luister my show live nie. Ek weet nie hoekom doen ek dit live nie. Soos niemand luister eers vir my nie. Maar dis alright, ek het 3 liter wyn wat my gaan besig hou. Okay, jokes, ek drink nie so baie nie. Maar ek het vandag toe ek dink dis wat ek julle wou gesê het. Ja, my heel eerste storie. Toe ek Checkers toe gegaan het. Ja, ek dink dit was dit. Toe, een van my vorige podcasts het ek vir julle genoem, ek drink die Toys Kloof. En ek het vandag weer die rakke gestap. Dit was baie mooi vol gestok. Goeie werk Checkers. Weereens, daar was net soetwyn van Namakwa. As enigiemand wat by Namakwa werk, my podcast dalk luister, sê vir Aubrey de Klerk, hy moet net vir die mense hier 'n wynproe kom doen, dat hulle kan sien Namakwa verkoop nie net soetwyn nie, want dit is al wat hulle op die rakke het van Namakwa, soos letterlik al. En hoekom het dit Toys Kloof en KWV en al daai plekke het ander wyne op die rak? Dis mos net simpel. Anyway, so ek het toe weer die Toys Kloof in die trolley gesit. Maar toe sien ek hierdie verskriklike mooi bokse. En dit is Cape Fynbos. Okay. Ek dink ek het al hulle bokse van tevore gesien, maar ek het nog nooit die wyn geproe nie. Cape Fynbos. So ek is besig om die Merlot te drink, maar ek het vir my die Chenin Blanc ook gekoop van Cape Fynbos. As jy op my Instagram gaan kyk, ek het 'n foto daar gesit op Praat Kos Niks sy Instagram. Dit is die mooiste wynbokse dose wat ek in my hele lewe al gesien het. Soos ek het al mooi dose gesien, maar daai ene wen ver. Okay, gaan kyk dit. En toe ek vir my maale 'n foto stuur van die mooi dose, toe my ma ken my so goed. Toe sy soos, het jy dit gekoop vir die wyn of vir die boks? Ek soos wel obviously vir die boks, kyk hoe mooi is dit. Maar nou proe ek dit. En dit is baie lekker. Jy weet as jy 'n sluk wyn gevat het in jou mond water soos as jy dit klaar gesluk het. Dit is hoe lekker die wyn is. Okay? Soos verskriklik lekker. Ja, dit is my shopping vandag. Wat het ek gekoop wat interessant was? Ook, ek weet nie of julle weet nie, maar ek het ook 'n Banting Instagram. Dit is Vredendal Banting Queen of so iets. Kan nie onthou nie. Maar ek sal dit post as julle wil weet vir die mense van julle wat omgee oor wat hulle eet. En daar in Checkers, die brand se naam is Padkos. Hulle verkoop al daai neute en daai trail mixes en daai goed wat jy koop vir padkos. En daar's so 'n display en dis so klomp random goed soos daar's heart healthy en sulke goed, maar daar staan toe Banting friendly. En ek kyk toe en dit is al die normale neute, maar so 'n klomp sade ook in soos flaxseed en ek dink poppy seed en sulke goed. Ek weet nie poppy seed nie, maar definitief sesame seeds. En amandels en coconut flakes en daar's so 1 of 2 macadamia nuts ook wat Herman nie gesteel het toe ek gekyk het nie, wat hy vir my oorgelos het. Maar dit is 100 gram en daar's soos 3 gram carbs in. En as jy enigstens iets weet van Banting of keto diet, dan is 3 gram carbs is soos niks. Okay, jy kan nie vir die hele dag sê jy moenie meer as 25 gram carbs eet nie. En daai het my eintlik nou vol gemaak, want ek het vanmiddag net soos 'n chicken vienna geëet of iets. Ek was nie lus om kos te maak nie, want ek weet ek gaan môre lank voor die stoof staan. Ek het eintlik nog koekies ook gebak het. Ek het nog daarby uitgekom nie. Sien, ek moes net dit ook op my shoppinglys gehad het vandag. Maar I failed. Okay, so ja, so as jy hou van Banting of jy soek snacks wat jy kan eet op die Banting/keto diet, gaan probeer bietjie daai by Checkers. Kan jy onthou wat gekos het? Ek dink dit was R24 vir daai pakkie. Wat seker nou nie regtig goedkoop is nie, maar jy kan dit letterlik eet soos
vir 'n maaltyd. Ek was glad nie honger daarna nie. Ek het nou net eintlik tuna slaai geëet voordat ek begin het met die show, want ek dink die neute gaan keer die wyn na my kop toe gaan nie. So ek het maar 'n bietjie tuna slaai ook ingewirre. Ons groei, ons het 'n hydroponics tuin of planter hier in ons tuin, wat Herman vir ons gekoop het, en ek het vir ons, daar so 'n salad leaf mix wat ek geplant het laas jaar al. Maar die goed het nooit reg gegroei nie, want ek het dit want ek se idee, ja, en ek het dit nie op die regte tyd geplant nie. So, maar toe het ons nou die hydroponics onder dak gesit gedurende die winter, want dit was soos -5. Hier's bome wat amper dood gegaan het van die koue, so koud was dit ook. Katoe se winter is nie maklik nie. Ek moet 'n soundklip kry van GP wat sê Kalahari is nie maklik nie. Ek lag my vrek. Anyway, so daar was mustard greens wat opgekom het. Okay, so ek ken nie sulke goed nie. Ek ken van slaaiblare en ek ken vir rocket en basil en sulke normale goed, nê? Nee? So toe hierdie goed opkom, toe is ek nie heeltemal seker wat as ek geplant het nie, want natuurlik het Marita nie plantmerkers gesit by die goed wat sy geplant het nie. Ek was nou slimmer, ek het goed ge-3D print, soos plantmerkers, wat vir my sê, okay, hierdie is catnip, hierdie is slaaiblare, hierdie is tomaties. Maar jy verstaan, dis great, want jy gaan dit later nie meer nodig hê nie, want jy leer nou soos hoe die plante lyk, selfs as dit net opgekom het. Jy kan sien, okay, hierdie is tomatie, maar daai is green pepper. Dit lyk baie dieselfde, maar ek meen, hoe meer jy dit doen, hoe meer leer jy. So hierdie mustard greens kom toe op, maar ek behoort aan 'n klomp tuingroepe op Facebook. Partykeer is hulle highly irritating, want en ek sê dit met alle respek en liefde, maar daar is 'n klomp ou tannies en ooms, wat jy kan sien, die oom is heeldag op hierdie tuingroep op Facebook, of hierdie tannie, en hulle weet nie regtig waarvan hulle praat nie, maar hulle comment op almal se posts. Of, dit irriteer my ook, of hierdie mense, okay, is nou 'n bietjie van topic af, maar dis op enige groep so, maar veral op die tuingroepe. Dan vra ek nou byvoorbeeld, luister hier, so ek het hierdie tomaties geplant, maar hier groei nou hier iets, of hier's nou 'n wurm of 'n luis of 'n gogga, iets vreet my plante. Kan iemand vir my sê wat dit is en wat kan ek spuit daarvoor? Of so iets. Dan is daar 'n paar mense wat nou raai wat dit is. Dan is daar een mens wat dink hy weet, en dan is daar een mens wat regtig weet. So ek weet nie. So nou is daar 300 mense wat gekomment het. Van hulle weet regtig, van hulle maak of hulle weet, en dan is daar die spesiale een wat sommer dan die hele post hijack en sy eie vraag vra. Soos, ek het gras geplant, maar hier's nou 'n gat in my gras. Wat is die probleem? Ek soos bra, ek het 'n vraag gevra oor my tomaties. Nou kom jy met jou grasperk. Maar dit is seker, hulle weet seker nie om 'n nuwe post te maak nie. Ek weet nie. Daar moet seker 'n verduideliking wees. Maar ja, dis nou die ding van daai tuingroepe. Partykeer leer jy baie, en jy kan so half uitfigure, nou ek kan dit al uitfigure as ek kan agterkom. Hierso is iemand wat regtig weet waarvan hulle praat, of hierso is iemand wat net iets sê om iets te sê, want hulle wil maar net deel wees van die gesprek, maar hulle weet eintlik niks. Maar ja, Shame, jy kry daai, ek weet mense is alleen en Facebook is die enigste manier van kommunikasie, want nie eers Telkom kan jou help nie, want hoe bel jy vreemde mense nie, en dalk wil jou kinders nie met jou praat nie. Ek weet nie, ek is besig om eerlik te wees. Dit reën so lekker, ek wil of julle kan hoor, maar dit smaak my, dit reën soos die hele land vol. Sorry, as ek vir 'n paar sekondes stil is, moet julle net weet ek is besig om wyn te drink. Is nog steeds net so lekker soos net nou. Ek het gesien op Facebook, klein neefie goed daar in Calvinia het gepost. Daar is 'n Mamoerse rivier wat daar afgekom het. Ek weet nie die rivier se naam nie. Dit het glo al 30 mm gereën toe hy die foto gepost het. En blykbaar reën dit nog steeds. So ek is baie bly. Want eintlik moet daai plek se, alhoewel ek weet nie, is Calvinia winter of somerreënval of iets tussenin. Ek weet nie.
Maar sover ek het moet hulle reenseisoen eintlik seker al verby wees. Want Newtville is tog ook reën of winterreën en Calvinia is nie so ver van Newtville af, dis nogal Bobbieberg. Maar maakie saakie en my suster sê dit reën en donder weer bietjie by hulle in Robertson ook. Arme Django natuurlik glad nie van donder weer nie, so hy het gevlug. Maar sy het net die boodskap gestuur 5 minute later toe hoor ek ons donder weer ook. Maar dit was net daai een dreuning. Nou is dit weer weg. Maar dit reën nog die heeltyd. Ek het net toe ek my tuna slaai gaan maak, het gaan blare knip by die hydroponics van my mustard greens. Vrek lekker. En ja, dit proe bietjie soos mosterd. Maar ek was net binne in die huis, net die blare klaar afgespoel. Toe begin val die water en dit was 'n uur en 'n half terug en dit reën nog steeds. So, maar ja, ons het 'n reënmeter hier. Dis dalk iets wat ek moes aangeskaf het al. Mens kan sien hoeveel reën dit presies. Hannes! Hannes is online. Ek kan jou sien. Maar ja, soos ek sê, ek wens ek het al 'n reënmeter gehad. Dat ons kan sien hoeveel dit reën, want dit reën nog steeds die hele tyd. Dit reën al van gister af, so drup drup. Maar ja, dis nou nie regtig koud genoeg dat 'n mens kan sop maak meer nie. En pannekoek moet ek seker ook eet. Dit maak net mense boude rond. Maar ja. Okay, Hannes sê hy wou al hier gewees het, maar hy moes eers sy kinders uitsort. Jy hoef hulle nie uit te sort nie, hulle is moer oulik. Jy is geseënd om hulle te hê. Ek weet nie hoe jy sulke oulike kinders het nie, dit is seker net Amorita. Maar o ja, Hannes, laat weet net vir my of jy my actually kan goed hoor. Dit reën so hard, ek weet nie of mense my kan hoor nie. Maar ja, okay julle Hannes, ek moet verduidelik wie Hannes is. Hannes is my buddy van die huis af. Ons kom al jare. Ek weet nie eers hoe lank ken ons mekaar al nie. Seker al 180 jaar. Soos legit, ek weet nie eers nie. Dis van die mense wat jy ken hom so lank, jy weet nie eers meer hoe julle was obviously op skool, maar dit is so lank terug, ek weet nie eers meer nie. Maar ja, vir mense wat later join, ek gaan obviously die show as dit klaar is. Ons het nog so 'n halfuur oor of ons kan praat voor ons tyd op is. Gewoonlik kan die live shows kan 'n mens hou of jy kan vir 2 ure lank praat, maar ek het mos nou vir julle gesê ek het nog net 'n uur en 16 minute oor. Van ons verniet recording time. Maar hopelik gaan PH Precision ons een van die dae sponsor. Ek sê alweer ons, asof ek van meer as een Marita praat. Maar PH Precision gaan ons sponsor en dan gaan ons kan praat soveel soos wat ons wil. So dit sal great wees. Julle gaan net dan meer moet terugpraat. Dat ek nie heeltyd sulke stront praat op die radio nie. Ja, want dit is nou 'n radiostasie. Praat kos niks is sommer 'n radiostasie. Maar ja, wie weet, dalk het ek een van die dae soos moer baie advertensies en so baie, dan maak ek so baie geld draadloos. Okay, Hannes. Dit is nie regtig draadloos nie. Hier's moer baie drade, jy weet net nie. Daar's allerhande rekenaardrade en mic drade. En dan moet ek net konsentreer dat ek nie my wyn omgooi terwyl ek besig is nie, want dit is 'n groot gevaar. Gelukkig is ek nie so lomp nie. Maar ja, ek moet 'n sponsor kry by hierdie wynmense. Dis flippend lekker wyn. Hannes, ek het nou net gepraat nê. Okay, maar jy werk nou ook nie meer by Namakwa nie. Maar hier is net soetwyn in die winkel. Hier is net Namakwa soetwyn. Dis asof Namakwa geen ander wyne maak nie. So nou moet ek maar ander brands koop. Kan nou nie help nie, want ek gaan nie soetwyn drink nie. Imagine hoe rond gaan my boude dan wees. Malligheid. Die ander ding, ek gee ons altyd vir julle 'n Netflix update. So, okay, van julle sal dalk nie met my saamstem nie en meeste van julle, as julle soos ek of Herman is, sal nog nie eers die storie gekyk het nie. Maar ek was verveeld en toe begin kyk ek dit, want Netflix suggested die hele tyd vir my en dis so half
Hulle nag tot jy dan kyk het hulle net kan ophou. Maar anyway, ek het vir You begin kyk, YOU, soos You op Netflix. Ek het nie eers geweet daar's al 3 seasons uit nie, maar ek het nou reg die trailer vir season 3 gesien en toe lyk dit vir my soos baie cool. Soos cooler as season 1. Ek het season 1 toe op en ek begin kyk het toe en toe binge watch ek dit en toe sit soos toe ek weer sien toe is die dag verby. Toe is die dag verby. Soos hoe gebeur dit? Ek moenie TV kyk nie. Maar ja, wie het al vir You gekyk? Dit is okay, daar's nog nie spoilers nie, maar die ou is basically soos 'n stalker en ja, hy maak mense dood. Maar die vroumense cheat die hele tyd op hom. Nou sien Hannes en Amorita kyk al season 3. Okay, mag nie vir my spoilers gee nie. Ek is nou by season 2. Maar dis soos bitch, moenie op die man cheat nie, dan sal hy jou nie vermoor nie. Hannes sê ook hy sal wyn verruil vir Herman se bier. Ja, want Herman maak moer lekker bier. Hy moet actually nou weer maak, maar hy en GP drink nie sterk genoeg nie. So die bier is nog steeds nie op nie. Ons het laas Vrydag toe ons podcast gemaak het, ons 3. Toe het ek vir GP gesê jou main mission vanaand is om my bierkas leeg te drink. En ek dink hulle het elkeen 2 biere gedrink toe hulle klaar. Maar ja, ek respekteer dit. Ek hou nie van mense wat te veel suip nie. Dit werk op my tiete. Ja, ek sal tiete sê dis my podcast. Sê jy daarvan nou nie? Go away. Hoekom WhatsApp mense vir my? Ek kan nie nou kyk nie. Hierso. Ek gaan nie op mense reply vir my WhatsApp nie. Hulle moet op my show wees. Ek weet nie wat ek nog veel kan verduidelik nie. Daar's verduidelik nie, vertel nie. Ek het 2 Fexos gedrink en ek drink wyn, so my kop is bietjie fuzzy. Die wyn is baie lekker. Okay, so ek dink ek gaan môre die koek bak. Ek het 2 koekpanne by Marlene geleen. Ek kan nie eers vir ons koekpanne koop nie want hier is nie plek in hierdie myn woonstel se kaste nie. En meeste van my huisgoed lê nog op Newtville. So there's that. So anyway, ek het nou koekpanne geleen, maar dis baie klein pannetjies. So ek het gelukkig ook van die huis af gebring silicone cupcake molds. Ek het eintlik gekoop om seep in te maak en ek het al seep in hulle gemaak. Maar nou dink ek as ek môre daai koek se beslag aanmaak, jy kyk my mooi Afrikaans, beslag, is my ma nie trots nie. As ek môre daai koek se beslag aanmaak en dit is nou te veel vir die pan, want natuurlik kan jy dit net tot die helfte vol maak want dit rys mos verskriklik. So, dan gaan ek maar cupcakes maak van die res. Maar hoor my lied. Die resep, ek het dit actually. Die resep is vir, en ek haat die woord, moist chocolate cake. Okay, gross. Anyway, okay, daar kom meel, suiker, kakao. Hoekom het ek gedink daar kom soos 'n hele koppie kakao? Okay, sê dit 'n 3/4 koppie. Potato. Koeksoda, sout, eiers en karringmelk, maar ek het Maas gekoop want Herman drink daai goed, hy love dit. Dit ruik vir my soos suurmelk, maar hy hou daarvan. So ek het Maas gekoop, dan kan hy die wat oorbly kan hy sommer drink. Hy moet net ver weg bly van my af met daai Maas mond van hom. Botter, vanilla en koffie. Okay, nou hier's my vraag. Daar kom 'n koppie warm koffie. Soos 2 teelepels instant koffie sê hulle in 'n koppie kookwater. Maar nou dink ek, Petrus het my hierdie idee gegee actually, want blykbaar maak sy ouma 'n verskriklike lekker chocolate koek en sy sit brandewyn in haar koek. Ek soos obviously. Nou dink ek, ek kan mos daai koppie warm koffie net so klein bietjie minder maak as 'n koppie en dan top ek dit net op met 'n bietjie brandewyn. Maar nou is die vraag net, is hier brandewyn in hierdie huis? Ons is maar sleg drinkers. Maar ek sal gaan kyk. Dalk moet ek net môre, is die drank al oop môre?
Kan 'n mens Vrydag 'n drank koop nou al? Ek weet nie. Maar dalk moet ek net ek sal by iemand leen. Okay, Hannes to the rescue. Ja, en Satra, fantasties. Cyril for the win. Ek joke. Cyril is 'n loser. Maar dan gaan ek net vir daai klein botteltjies brandewyn koop en dan gaan ek dit net optop daarmee. Ek dink dis 'n goeie plan. Okay, so hoor my lied. Nou gaan ek, dis dan weer my nuwe sê ding. Laas het Herman vir my gesê ek moet ophou sê langs oor die kort en nou is my nuwe ding hoor my lied. Nou gaan ek dit vir die hele tyd sê tot iemand klaar daaroor. Okay, die idee is ek gaan nou hierdie chocolate koek maak. Dis obviously 'n ronde koek met 2 lae. Dan in die middel gaan ek 'n hele blik treat insit. Okay? En dan vir die topping, want die resep het nie eers soos hulle sê nie eens vir jou wat jy moet bo die koek sit nie. Dis hoe moist die koek apparently is. Dis net gross, okay. Hannes sê as die krag afgaan dan skel Ansori sy meisiekind vir Cyril. Hannes, asseblief maak 'n video van dit. Soos sit self die krag af, laat sy vir Cyril skel. Ek wil dit sien. Dit klink freaking hilarious. Maar ja, die koek. So, ek gaan die twee laag koek met treat in die middel en dan vir die topping gaan ek ganache maak. Okay? Soos my boyfriend gemaak het, hy het sy gesig op 'n plooi getrek asof hy shit ruik en toe vra hy vir my, "Wat is ganache?" So vir julle wat nie weet nie, hallo Ami. Amorita het ons gejoin. Hannes se verskriklike mooi en geduldige vrou. Hannes, weet jy hoe lucky jy is? Julle is soos my beste vriende. Julle is die enigste mense wat luister vir my show. Maar ja, so die ganache, vir die van julle wat nie weet nie, is basically maar net chocolate en room. So wat jy doen is, jy vat equal amounts. So as jy 'n koppie room vat, dan moet jy basically 'n koppie chocolate ook vat. So jy vat dan die room en jy maak dit warm. Dit moenie kook nie, dit kan so begin simmer, maar dit moenie kook nie. En dan chop jy jou semi-soet chocolate baie fyn op en jy gooi dit in 'n bak. En dan as jou room nou warm is, so warm soos hy kan wees sonder dat hy begin kook, dan gooi jy nou die warm room bo op jou chocolate. Dan laat staan jy dit 'n bietjie dat dit begin smelt. En dan begin roer jy dit. Hulle sê met 'n spatula. Ek kan nie verstaan wat die verskil sal wees of ek dit nou met 'n whisk doen of met 'n spatula of met 'n houtlepel of met 'n lepel wat ook al is, of met my vinger. Ek weet nie. Maar so dan roer jy dit en dan is dit ganache. En dit gaan nie weeklip raak nie want daar's smoor baie room in, maar dit gaan ook nie heeltemal loperig wees nie want daar's chocolate in. Ja. So dan gaan ek die ganache boor sit. Ek het twee blokke van daai 70% lint gekoop. Dan is Herman soos, "Ja, maar dis 'n verskriklike duur koek." Ek soos, "Ja, maar jy verjaar net een keer 'n jaar. Obviously wil ek vir jou 'n lekker koek bak." Maar ja, en toe ek shop vir die bestanddele, toe sien ek chocolate sprinkles ook. So obviously moet daar chocolate sprinkles oorkom. So hierdie gaan nogals, ek dink 'n kom kyk koek wees. 'n Kom kyk koek. So ja, ek sal môre as ek die koek klaar gebak het, sal ek foto's op Praat Kos Niks se Instagram sit en ek sal ook die resep vir julle gee, maar dit gaan nie op my webwerf wees nie. Of dit gaan, okay, dis wat ek gaan doen. Dit gaan op my webwerf wees, maar dit gaan 'n secret link wees. Jy gaan dit nie kan kry as jy op my webwerf gaan nie. Jy gaan moet gesubscribe wees op my nuusbrief. So dis weird. Okay, so jy gaan moet aansluit by my nuusbrief en dan gaan ek vir julle wat aangesluit het of aangesluit is, sal ek die resep mee deel. Dis nie my eie resep nie. Dis iets wat ek afgetrek het van 'n webwerf af, maar ek meen dis nie 'n betaalde resep nie. So ek is seker hulle is nie omgee as ek met julle deel nie. Maar soos ek sê, die resep vir die chocolate koek het nie, hulle sê nie vir jou wat jy bo die koek moet sit nie. Dis basically die koek.
En dan het ek 'n ander resep gekry vir die ganache. Nie dat jy regtig resep nodig het vir dit nie, maar ek print altyd resepte en kyk ek min of meer wat sê die resep en dan doen ek maar anyway wat ek wil. Maar dis goed want jy leer altyd iets by iemand wat 'n resep opgesit het, want hulle het vir ander tips wat jy dalk nie van weet nie of nog nooit gehoor het nie. Mens is nooit te oud om te leer nie. Selfs al dink jy weet alles, jy weet nooit regtig alles nie. Maar so ja, dis dit. So as jy die resep wil hê, dan moet jy op my webwerf gaan en sê subscribe. So dan kan jy daar subscribe op my ekskuus my neusjek. Op my nuusbrief. Die nuusbrief gaan nie soos elke week uit nie. Ek het op 'n stadium soos weekliks gedoen, maar toe voel dit vir my ek spam mense want al wat ek doen is ek post goed van my affiliate links of goed wat ek op die webwerf gesit het. Maar ek het basically goed gepost op die webwerf omdat ek moes. Ek gevoel ek moet die hele tyd content maak en daar was nie regtig iets wat ek regtig wou sê nie. So nou ek gaan probeer om nog steeds een keer 'n week 'n nuusbrief uit te stuur, maar as ek niks het om te sê nie, dan gaan ek nie. Verstaan, ek wil nie mense spam met goed wat hulle nie wil hoor nie. So ja, Amorita sê ek moet weer fire chicken maak en ek moet daai resep ook gee. Jy sal my nie glo nie. Ek het vandag deur my Google Drive gegaan om te kyk want daar's klomp goed. Mens sê so al die goed wat jy dink jy gaan enigiets dit gebruik. Ek gaan enigiets dit gebruik en dan het jy later soos honderde ou CV's of honderde ou foto's van mense wat jy nie eers meer kan onthou nie. So ek het bietjie skoon gemaak en toe kom ek af op al my resepte ook. En daai fire chicken resep is wragtig daar as jy dit kan glo. So ek het nogals vandag aan jou gedink, Ami. Ekskuus toe ek die fire chicken resep sien. Maar ja, ek weet nie of ek meer die konstitusie het om daai fire chicken te eet nie. Bliksem, dit was warm. Maar ja, vir die mense wat nou nie in die loop is nie, ek was 'n paar jaar in Korea, ek het daar Engels gegee. En daar, hulle noem dit bulldog chicken. Bulldog dit beteken basically fire chicken. Want dit brand die bejesus uit jou uit, soos legit. Dit is so warm. Maar daar kom soos 'n kwart koppie chili flakes en 'n kwart koppie cayenne pepper, as dit 'n halwe koppie is. Ek is my onthou nie, maar dit is belaglik. Maar hoe hulle dit in Korea bedien is altyd saam met bier, eerstens, saam met yskoue bier, want jy het iets nodig om daai brand weg te vat en vir een of ander rede vat bier daai erge cayenne pepper se brand weg. Werk soos 'n bom. En natuurlik, hoe warmer die kos is, hoe meer bier drink jy. So dis actually slim, wen-wen vir daai mense. Maar ja, wat hulle doen is hulle so 'n plat houtbord. Dis rond, maar daar's soos 'n indentation in wat hulle soos 'n dis seker maar yster, soos 'n ysterplaat. Dit lyk soos cast iron. Maar dit is so 'n vlak bord, maar dit pas dan mooi in hierdie ronde bord in. So hulle sit dan en dis uitgelyn met folie. En dan sit hulle die fire chicken in dit en dit gaan seker maar in die oond om die kaas te smelt, want bo-op die fire chicken is daar soos 'n halwe kilogram mozzarella. En dan as jy die bedryf nou kry, is dit nou hierdie houtbord met hierdie cast iron bak aan die binnekant wat uitgelyn is met folie met 'n hoop van hierdie fire chicken. Jy kan dit omtrent nie eers sien nie. Jy sien net gesmelte mozzarella en hier en daar borrel daar sulke rooi sous uit. So jy weet dis warm goed hierdie. En dan eerstens dis 'n slow burn ook, nê. Dit is nie asof dit dadelik brand nie. Jy begin eet, kies my mond water skien daaraan dink. Jy begin eet en dan al wat jy eintlik net proe is kaas en so 'n bietjie van daai sous en dan begin dit brand dit en dan begin dit brand al erger. En dan kom jy later op 'n stadium waar dit brand nou soveel soos wat dit gaan brand. So jy weet dit gaan nie erger raak nie, maar dit raak ook nie minder nie. Dit bly net daar. Dit bly daar. En dis dan wanneer jy aktief begin 'n bier drink.
Wat fyn is want hulle bring dit vir jou soos in glase wat hulle uit 'n vrieskas uithaal of soos in 'n Sub-Zero yskas uithaal. So dit help. En dan veral help dit want Korea het ook nat somers en so dis baie bedompig. En natuurlik stap jy dan in die restaurant in en dis yskoud van die aircon is aan en die yskoue bier en dan eet jy hierdie warm fire chicken en dan ja, dan moet jy weer uitgaan in daai hitte. So jy wil eintlik net heeldag daar sit en bier drink. Shame Hannes sê hy sal geflous raak deur die kaas. Ja, jy sal en dan sal jy doodgaan want jy kan nie brandkos eet nie en dan ja, daar's niks wat jy kan doen nie. Ek dink jy kan jou tong in yoghurt indruk, dit sal niks maak nie. Ysblokke sal niks maak nie. Daai ysblok sal stoom bo op jou tong. Dis bietjie mal. Maar ja, ek dalk moet ek daai fire chicken weer maak op 'n stadium. Maar ek dink hier's mense hier rond wat sulke warm kos kan eet nie. Jy sien. Maar dit is banting friendly, kan vir jou dit sê. En dit brand so ek dink jy sal die volgende 2 dae niks anders wil eet nie. Net om jou mond 'n ruskans te gee. Maar ja, so ek sal die koekse resep vir julle e-mail op die subscriberlys en dalk sit ek die fire chicken resep sommer op die webwerf. Ons kan kyk. Ja, so jy join heeltyd mense, maar ek dink dit is mense wat Afrikaans verstaan nie en dan hulle kom agter, jessie, hierdie mense praat 'n weird taal en dan dan gaan hulle weer af van die channel af. Dis baie snaaks, maar ten minste kry ons listeners, dit help. Maar ja, so ek weet nie wat ek nog vir julle kan wys maak nie. So ja, ek weet nou nie wanneer ek die volgende podcast gaan maak nie. Soos ek sê, Herman en Pieter het gesê hulle dink daaraan om my te sponsor. So julle gaan baie advertensies hoor van hulle wat ek vir hulle sal doen. Vir hulle silencers. As julle iemand ken wat silencers benodig vir hulle jaggewere, julle kan solank vir my 'n e-mail stuur na info@katuka.com. Dit lyk my ek sal maar hulle admin vir hulle doen. Ek het tot sover hulle admin vir hulle gedoen. En as ek nie môre begin nie, dan sal ek seker nie die naweek nie. Seker volgende week sal ek begin met hulle webwerf en vir hulle e-mailadres kry en so aan. So as daar mense is daar buite wat silencer soek, ek begin adverteer solank namens PH Precision. Julle kan solank vir my 'n e-mail stuur na info@katuka.com as julle meer wil weet daaroor. Maar ek sal definitief sodra hulle webwerf up and going is, sal ek vir julle al hulle kontakbesonderhede deurgee. Dit sal 10-1 iets wees soos info@phprecision.com. Iets soos daai. Maar ja, ek gaan eers die webwerf maak. Seker maak hulle is tevrede daarmee, seker maak is perfek en dit als werk. Dan sal ons die e-mail opstel en dan kan ons gaan van daar af. Maar ek is excited, ek het gister hulle company vir hulle geregistreer sommer online en die bank is besig om te gebeur, so dis nogals exciting om 'n company te registreer. Jy praat so heeltyd daarvan en jy praat, nou doen jy dit en jy kry 'n dokument en soos, ek het 'n company. Jy verstaan, ek het ook 'n company. Ek is 'n direkteur, maar my company het nog 0 geld gemaak so. Maar ek meen dit vat seker maar tyd en beleggings. Maar ja, almal se storie is anderster, so ons kyk maar hoe gaan dit. Maar ja, dankie vir my 2 superfans daar in Vredendal dat julle vir my geluister het. Ons het nog so 10 minute oor. Maar ja, julle moet maar vir Facebook dophou. Julle is mos nou op my Facebook groep op Praat Kos Niks. Soos ek sê, ek sal weet nou nie wanneer ons die volgende podcast gaan doen nie. Hoopelik nie te lank nie, dan kan ons weer inmaak. En Hannes sê 'n silencer kan nie 'n podcast sponsor nie. Hoe weet jy? Dalk is my advertensie net 30 sekondes van stilte. Dis wat Herman sê die anyway. Hy sê maar hy het gesê 30 sekondes, dis soos 5 sekondes van stilte en dan sê hy
daai stilte was vir jou gebring deur PH Precision. Verstaan? Vir PH Precision Silencers. Maar ja, Herman is soos die koning van dad jokes. Hy is soos die snaakste mens wat ek ken. Letterlik. Ek lag my dood. Maar ja, okay, superfans in Vredendal, dankie dat julle vir my geluister het. Dat weet my as daai kinders van julle te veel raak, hulle kan maar hier by my kom bly in Katoo. Sorg net dat Germ van die doek af is asseblief. Ek ry die doeke om, julle weet dit. Maar Annelie kan ons lank kom. Maar ja. Okay, maar as daar nie nog iets is nie, vra vir my nog 'n vraag. Herman was veronderstel om hier te wees. Dan kan ek met hom gesels het, maar nou moet ek met myself gesels en dis nie so interessant nie. Fun fact. Kom ek kry gou die statistieke weer hier op. Dit was actually nogals my snaaks. Okay, so ek maak nou die podcast nê, maar hoe weet ek, dis nou die laaste 9 minute gaan ek vir julle die storie vertel. Hoe weet ek of daar actually mense luister? Hoe weet ek of mense dit download? Soos, toe doen ek 'n bietjie navorsing, toe sien ek maar daar is 'n website. Ek het daarop afgekom. 'n dude het my soos randomly gemail. Om te sê my website het gerank op een of ander chart in Suid-Afrika. Dit was basically soos nommer 7, daai een dag onder die leisure afdeling van alle podcasts in Suid-Afrika. Toe begin ek doen 'n bietjie navorsing, want obviously is daai soos 'n paid service. Hy gaan nie vir my sê dis my ranking so en so en so. Hy gaan dit vir my sê, maar dan moet ek hom geld betaal. So ek sê, okay, nee, ek het nie geld vir enigiets nie. So ek gaan doen 'n bietjie navorsing en daar's 'n ander website en op die website wys hulle vir jou soos jou audience reg oor die wêreld. Soos jy kan vir hulle sê, soos hierdie podcast van my, ek kan sê as ek dit oplaai op Apple, dan kan Apple dit reg oor die wêreld deel. Hulle maak dit beskikbaar vir almal reg oor die wêreld. So as daar iemand in China is wat hou van Afrikaanse podcasts, dan kan hulle my kry op iTunes en hulle kan na my luister. En dan gaan hierdie tracking website gaan dit dan optel. So wat baie interessant is jy gaan, ek was die 15 Oktober, toe gaan ek op die website, toe wys hulle vir my, reg oor die wêreld van alle podcasts, is my reach, is ek nommer 13.357ste. Okay, so die reach beteken, dis als reach, dis nie regtig 'n chart nie, dit is net soos, hoe beskikbaar op die lys van alle podcasts, hoe beskikbaar is dit? Jy verstaan, hoeveel mense sien dit? So hoe meer mense dit sien, dis nie noodwendig mense wat luister daarna nie, maar dis mense wat sien, okay, hier is jou podcast. Soos hulle scroll, sê maar op iTunes, of hulle sien dit, wat. En hulle sien, of hulle sê toe, okay, so dis jou reach. En dan in Amerika was dit gewees 14.901 was my reach. Maar dan, dis nou van alle podcasts, okay? En ek het ook gaan kyk, daar is net meer as 2 miljoen podcasts, soos reg oor die wêreld. So dan doen ek nie te crap nie, nê? En ek het nog nie reg baie episodes uit nie. Maar anyway, dis nou 'n klomp syfers, maar in die leisure afdeling reg oor die wêreld is dit nommer 802 en in Amerika is dit nommer 888. Okay, maar toe op daai stadium, jy kan ook sien in watse lande luister mense na jou podcast. So op daai stadium was dit nog net gewees Suid-Afrika en Amerika waar die mense actually geluister het. Toe ek weer kyk, toe sien ek, maar dit is nou Suid-Afrika, Amerika, Frankryk, Nederland, Australië. So is daar 5 lande. Kan jy glo? En toe gister was die 20ste, toe kyk ek weer, toe die ranking gespring. Dit was van alle podcasts in die wêreld was 13.357 en dit was gister was dit gestaan op 11.758. So uit 2 miljoen podcasts
Not too shabby. I don't think, nee. En die global ene of die leisure het gespring van 802 na 705. En in Frankryk van alle podcasts, Frankryk, daar's mense in Frankryk wat luister. Daar's dit nommer 4241. So ek dink maar dit het nou net daar begin. So ver lyk dit nie te crap nie, hoor. So ek weet nie of dit is omdat ek gereeld te doen, soort van gereeld, want ek is nog maar redelik nuut. Maar ons kyk maar hoe gaan dit, nê? Hannes sê 'n ou in Dakota in sy trekker sit en luister terwyl hy stroop. Ek het actually daai video gesien. Maar is dit nie 'n ou wat 'n podcast maak nie? Want ek dink ek het 'n YouTube video van hom gesien. Ek dink hy maak sy eie podcast. Maar dit kan ook wees. Ja, daar's baie van ons mense in Amerika, soos mense wat daar werk. So ek is seker hulle almal luister. Maar ja, soos ek sê, weer eens, ek weet nou nie wanneer die volgende een gaan wees nie, maar ek gaan julle op hoogte hou. Julle moet maar net dop hou. Die sosiale media, ek gaan vir julle mooi verduidelik. Soos ek sê, hopelik val ons rankings nie, hopelik verbeter ons rankings net. En dan, want nee, voor ek hierdie mic net, het ek eintlik gekoop om soos online presentation / kursusse te doen wat ek kan verkoop. En toe begin ek dink ek maar kom ek maak net 'n podcast. Hoe moeilik kan dit nou wees? En dink ek maar okay, kom ek gaan kyk eers 'n paar Afrikaanse podcasts soos op iTunes of Spotify of wherever. Ek gaan eerlik wees met julle, Afrikaans is my moedertaal. Ek het een podcast gekyk, ek gaan net die ou se naam noem nie, fooi tog. Maar toe ek play druk, nê, die musiek wat speel is shit. En dis te hard. Ek het dit in 'n vorige podcast ook gesê, maar en hy praat, okay, ek praat ook 'n klomp nonsens, maar hopelik is dit soos relatable nonsens. Verstaan, ons sit en kuier om die vuur nonsens. Hierdie ou praat van hoe hy persoonlike probleme het. Ek soos, wat se persoonlike probleme sê vir my? Ons is nie skaam vir mekaar nie, maar nou sê ja, hy kon nou nie 'n podcast gemaak het nie, want hy het persoonlike probleme gehad. Ek sê net vir die mense, jy was gesyp en jy het jou mic weggegooi of so iets. Dan sal hulle verstaan. Nou sit hy daar en maak verskonings vir soos 'n halfuur en dan sê hy vir nog 'n halfuur dankie vir die mense dat hulle luister. Ek soos ja, okay, en hy praat sulke perfekte Pretoria Afrikaans. Soos ek weet nie van enigiemand wat sulke suiwer Afrikaans praat hier nie waar ek van af kom nie. Okay, dalk hier in die Noord-Kaap. Ek was nog nooit in my lewe in Pretoria nie, maar ek kan ook nie dink dat daar mense is wat soos 100% van die tyd die perfekte Afrikaans die hele tyd gebruik nie. Niemand praat so nie. Wel, ek praat nie so nie en ek gaan ook nie maak of ek so praat op my podcast net om die taalkundiges. Ek weet hierdie is nie 'n taalkundige podcast nie. Dit is ek wat crap praat. So love it or leave it. Nee? Hannes sê TikTok het baie van die boere in FSA. Ek het die TikTokie. Dis socialist scam daai. China trek jou TikTok. Wat? Soek vir wyn vir die pyn, Wynand Kotse wat in Klawer gebly het. Ek verstaan nie wat jy sê nie, Hannes. Op TikTok. Ek het nie daai shit nie. En ek gaan dit ook nie kry nie. Die Chinese trek jou daarop. Ek is bietjie paranoid. Wynand Kotse. Okay, ek gaan bietjie luister. Hy het 'n podcast ook. Okay, cool. Dalk as ek eendag meer famous as hy en dan gaan hy my nooi om op sy podcast te wees. Yes, ek kan regtig klomp strot praat. Wat? Ai, Amorita. Sy sê moenie verstaan wat hy sê nie. Jy gaan tyd van jou lewe mors wat jy nie kan terugkry nie. Sy is so lief vir haar man. Julle kan dit hoor, nê? Ek love it. Okay, maar die volgende ene, ek dink ons doen weer 'n live, nê? Een of ander tyd as ons weer op die lug is. Dan gaan ek vir Herman inkry. Het ek so met myself praat. Hy het my nou bederf want ek het goed aangegaan op my eie en
toe hy nou saam met my kom podcast, nou is ek so half, nou weet ek nie meer hoe om met myself te praat nie. Jy moet sien, hy slaap by die kat op die bed. Sy slaap asof sy van 9 to 5 gewerk het. Dis belaglik. Okay, maar ja, ek gaan julle groet nou eers. Ons uur is verby. Daar's nog so 'n 15 minute speling. Maar my gesels is nou op en my wyn is besig om warm te raak. Maar ek gaan julle op hoogte hou. Ek gaan volgende week gaan ek 'n e-mail uitstuur as daar mense is wat die chocolate koek resep wil hê. En as hulle uitmis, as julle nou luister na hierdie podcast nadat ek dit upload het. En jy wil baie graag die chocolate koek resep hê, kan julle vir my e-mail en dan gaan ek julle op my subscriber lys sit, op my e-mail lys en dan kan julle die chocolate koek resep kry. Dalk moet ek dit sommer maak dat dit 'n sign-up bonus is. Sign up en jy kry hierdie fantastiese resep met 'n mooi foto daarbey, né? Nee? Ek dink ek gaan dit doen. Ek gee vir myself 'n briljante idee. Amorita, help onthou my van die fire chicken resep. Ek gaan dit op die webwerf sit sommer. Maar ja, fluit, my storie is uit. Ons praat weer. Weet jy wanneer nie, maar hooplik baie gou. Hannes sê hy soek 'n foto van 'n moist koek. Hoe gross is Hannes? Ek gaan dit op my Instagram sit. Van 'n moist chocolate koek. Ek sien nogals uit. Ek hou van koekbak. Dit gaan interessant wees. Ek het nog nie 'n resep gemaak nie. Dalk is dit shit, maar dalk is dit lekker. En omdat net Hannes en Amorita die show live geluister het, maar ongelukkig is hulle nou te ver, maar julle is die eerste mense wat genooi is vir koek. Om te kom koek eet. Maar as julle Sondag is, dan kan julle nog 'n stukkie kom eet. Maar ja, ons gaan môre aand alleen braai. Ons gaan Saterdag bietjie De Bento ry, dalk ietsie daar gaan eet. En Sondag gaan ons ek weet nie wat nie. Amper sê ek nou iets onvanpas. My ma luister ook die podcast. Sondag gaan ons, dalk moet ons net soos in die bed bly en vir Seinfeld kyk, heeldag. Seinfeld, het jy al Seinfeld gaan kyk? Dit is soos die beste show in die wêreld. Ek het laas gerant en ry oor dit. Dit is legit so. Dit is die beste show. Dit is altyd snaaks. Niemand is offended nie. Almal joke met almal. Dit is soos die perfekte wêreld. Okay, maar nou gaan ek regtig baie sê, my mond is droog, ek kort wyn. Dankie dat julle geluister het, Hannes en Amorita. Die res van julle het uitgemis om vir my baie persoonlike en gross vrae te vra en julle het nie. En Hannes, jy gaan ook nie nou net te laat. Julle moet ook lekker slaap, baie dankie. Alhoewel ek gaan seker nog bietjie regop sit. Herman is nog nie by die huis nie. Hulle silencer nog daar by Pieter. Maar ja, julle moet lekker slaap en ons chat weer later. Bye.